Hallo julle. Kom ons kyk 'n bietjie na Jakobus 2. Dit vertel van dade en geloof. Geloof is dood sonder dade. Goed, so wat help dit jy sien iemand wat honger is en jy het 'n brood in jou kar en jy gee dit nie vir hulle nie. Dis waar die dade inkom. Moet jy vir 1000 mense preek op 'n stadion, dalkies mense besoek in die hospitaal, wat dit ook al is, wat groot goed is, daai goed is belangrik. Doen dit verseker as dit op jou hart is. Werk in 'n sopkombuis. Maar hierdie klein goedjies van elke dag, dit maak 'n reuse verskil. Dalk moet jy vandag net vir iemand 'n kompliment gee. Jy loop in die winkel verby iemand wat pragtig lyk. Wanneer daai gedagte by jou opkom, sê dit. 'n Kompliment kan iemand se dag maak. Dalk is jy in 'n huishouding, reg? En jy sien, daai skaalgoed is besig om baie hoog en heeltemal te veel te raak. Want die persoon wat gewoonlik daaraan aandag gee, is net so onder druk en werk. Wat van jy was net daai skaalgoed? Moenie vra nie man. 'n Vriendin sê die ander dag vir my, haar dogter het kom kuier en vir haar gevra, kan sy die skaalgoed was? En sy dink by haarself, dis nie iets wat jy my hoef te vra nie, doen dit net, doen die ding. En geloof en dade gaan saam. Jy kan iemand 'n groot seën in iemand se lewe wees, wanneer jy net daai ding doen, wanneer jy bel. Is daar iemand wat in jou gedagtes is, al vir 'n rukkie, en jy weet jy moet 'n boodskap stuur of jy moet bel. Doen daai ding. Dit gaan 'n groot verskil maak in hulle lewe. En jy is mos gemaak. Jy's hier, sodat jou geloof kan groei, en dit groei deur dade. Anders is geloof dood, dis wat die woord sê. So, as ons kyk na Abraham, hy het deur sy daad van sy seun te verneem om geoffer te word hy 'n vriend van God genoem. Sjoe, ek sou graag 'n vriend van God genoem wou word. So, tot volgende keer, vertel my bietjie, wat 'n goeie daad gaan jy doen? Wie gaan jy help? Hoe gaan jou geloof bewys word deur dit wat jy doen? Tot volgende keer.